gaan vanaand met 'n nuwe reeks, ons noem dit die Get It reeks en die van julle wat al iets by App Store gedownload het, weet as dit verniet is, staan daar Get It. Nou, ek wou nou die prys van jou kollektor daar opsit want dis nou seker maar wat elke app jou kos, is wat dit jou kos om hier te sit, maar ek het nou nie geweet wat om te raai nie. So ons sê Get It want ons praat bietjie in hierdie paar weke van die kwartaal saam oor lewensapps. Nou wat is 'n app? Dis 'n application, dis iets wat jy toepas op jou foon of op enige iets wat jy gebruik soos dit en op die einde van die dag wat of dit 'n beter tool in jou hand moet maak, met ander woorde wat dit meer waardevol vir jou moet maak of wat dit net lekkerder moet maak. Is dit nie so nie? Ons download games en allerlei sulke dinge ook. So wat ons met die reeks sê is watse apps is daar in ons geloof en in hierdie lewe en in die woord wat ons nie sonder kan leef nie, wat jy moet hê. Nie net om gelukkiger te wees nie, maar ook om dit te leef wat God vir jou droom en wat God vir jou dink. En vanaand begin ons sommer by die begin. As jy enigiets wil kry, dan gaan jy na die bron toe, so ons kan sê App Store of Play Store, ons het sommer so gekies. En as ons vanaand gesels oor die App Store, dan gaan ons oor die bron. As ons enigiets soek vir ons foon, dan gaan download ons dit van iewers af. En op dieselfde manier vir ons lewe het ons iewerste 'n bron. En party van ons is dit dalk, ek weet nie. Is nie 'n Get It magazine ook nie, miskien is dit, dan kry jy dit daar, maar ek dink dis Pot se eie koerant as Get It, dis nie dieselfde nie. Daar kry jy dit in die Cosmo, daar kry jy dit in die Mens Health, daar kry jy dit op kanaal, ek weet nie wat nie, op DStv, maar iewerste kies jy by watse bron jy gaan hoor oor jou lewe. Ons hart is vanaand seer oor 'n vriendin wat oorlede is, oor Sumarie. En so ook in die vakansie waar daar baie verliese en baie groot skok dalk daarmee gebonde gaan. Veral iemand wat so jonk is, iemand wat sprankelend is, wat sy lewe voor hom of haar lê. En dan kan mens nie anders as om dalk vanaand vir mekaar te sê, die realiteit is dat vanaand is jy hier. En hierdie jaar is jy hier. En dalk vir die volgende 10 jaar is jy hier. Maar die feit dat jy lewe het en nou het, is iets waar jy moet dink en iets waar ons moet praat. Want vir hoe lank jy lewe het, vir hoe lank jy hier is, weet nie jy of ek nie, dit weet nie die Here. En waar ons vanaand praat is 'n onderwerp wat ons maklik voor sal sê, ja, ek sal eendag, ja, ek sal iewers in my lewe, maar vir nou kies ek vir sekere goed, vir nou kies ek vir van, vir nou kies ek vir die wêreld, vir nou kies ek vir my eie behoeftes. Iewers in die lewe sal ek dalk. Ons weet nie tot wanneer is die iewers nie. En miskien, wanneer ons weet hoe kort die lewe is, en wanneer ons herinner word dat die lewe iewers 'n finaliteit, 'n eindvervaldatum het, ons ook vir mekaar weer die vraag vra, maar waaroor gaan dit eintlik? As ek net hierdie een lewe het, en ek het, dit is eintlik 'n as nie, maar goed, die feit dat ek net hierdie een lewe het, die feit dat dit 'n onbepaalde tydperk is, wat moet ek doen om seker te maak dat daai tydperk wat ek het, die beste is wat ek daarmee kan doen? Wat moet ek doen om seker te maak dat ek nie die tyd wat my geleen word op hierdie aarde mors of vir enigiets minder settle as die ultimate wat God vir my wil gee nie? Hoe leef ek voluit? Uw oue vraag. Vanaand dink ek sê ons vir mekaar, as dit die vraag is wat ek vra, waar gaan soek ek vir die antwoord? Waar gaan search ek vir dit wat ek nodig het? Blaai na Psalm 119 toe. Laat ons net die tyd kyk, voor ons Psalm 119 begin lees. Psalm 119 is die langste psalm in die Bybel, julle weet dit. Ons het 'n baie lang vriend gehad wat saam ons geswat het, hy was daar in De Wilgers en een van my vriendinne het hom Psalm 119 genoem. Dit was altyd vir my baie snaaks. In 'n geval. Maar Psalm 119, baie lang psalm, ons almal ken hom, ons is almal 'n bietjie bang vir hom, ons gaan hom nie vanaand heeltemal lees nie, so ontspan. Maar 'n ongelooflike psalm, en omdat hy so lank is, dink ons almal, hoe gaan ons hierdie ding gekou kry, en dis maar soos wat jy olifant eet, of wat is daai grappie, so ons gaan dit happie vir happie doen, en ons gaan dit deur hierdie reeks doen, en ek hoop aan die einde van die kwartaal sal Psalm 119 ook vir jou, miskien in jou lewe ietsie kon beteken. Interessante psalm wat geskryf is, elke nuwe deel begin met 'n nuwe letter van die alfabet.
So ons gaan nie nou vanaand oor die detail van Psalm 119 praat nie, maar 'n baie ryk en wonderlike Psalm. So kom ons lees die eerste paar verse saam. Psalm 119 van vers 1 af. Dit gaan goed met die wat onberisplik lewe, die wat wandel volgens die woord van die Here. Dit gaan goed met die wat sy verordeninge gehoorsaam, die wat met hulle hele hart sy wil doen, geen onreg pleeg nie en in sy weë wandel. U het die bevele gegee dat dit ten volle uitgevoer moet word. As ek tog maar net op 'n vaste koers kan bly en my aan u voorskrifte kan hou. As ek al die gebooie in ag neem, sal ek nooit raad op wees nie. U bepalings is regverdig en as ek hulle ter harte neem, sal ek u loof met 'n opregte hart. Ek sal my aan die voorskrifte hou, moet my tog nooit verlaat nie. Hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou? Deur om te hou aan u woord. Dis eintlik die kern van hierdie Psalm is wat hierdie ou oor die heeltyd praat oor God se woord wat die antwoord is. Ek wil aan u gehoorsaam wees met my hele hart, laat my nie afwyk van u gebooie nie. Aan u beloftes hou ek vas, dit weerhou my van sonde teen u. Aan u kom die lof toe, Here, leer vir my u voorskrifte. Al u bepalings wil ek een vir een opnoem. Om volgens u verordeninge te lewe, gee my meer vreugde as al die rykdom van die wêreld. U bevele bly my altyd by. Ek gee ag op die pad wat u aanwys. Ek verlustig my in u voorskrifte, u woord vergeet ek nie. Tot sover. Nou jy kan nou hierdie week dit bietjie vir jouself opdeel dalk in jou stilte tyd en elke keer net 'n stukkie lees en elke keer net onderstreep wat hierdie ou sê oor God se woord. Die woord vanaand wat ons vir mekaar sê, is ons bron waarby ons moet gaan inprop, waarby ons moet gaan soek vir die vraag oor 'n vol lewe. Hy sê dit so mooi, hy sê as ek by die voorskrifte hou. U woord het elke antwoord, skryf hy vir ons hierso. Is dit nie ongelooflik om dit hier te lees nie? Here, as ek u wil doen, as ek volgens u woord leef, as ek my aan u voorskrifte hou, as ek u gebooie in ag neem, sal ek nooit raad op wees nie. U is regverdig. Ek moet dit ter harte neem. Ek moet u loof met 'n opregte hart. Ek moet my hou by u voorskrifte. Hoor hoeveel keer sê hy, Here, u woord is amazing. U woord het die antwoorde. As ek my net daarby kan hou, sal dit goed gaan met my. So, om te sê, vanaand as ons praat oor die App Store, dan praat ons oor die Bybel. Dan praat ons oor die ultimate bron, waarby ons vir elke omstandigheid in ons lewe die antwoord of die toepassing moet gaan soek. Nou, ek dink 'n groot ding is, ons sukkel om die Bybel te lees. Ons het iewers dit verleer. Ek dink ons leef in 'n generasie en in 'n tyd waar dinge vinnig gebeur, en ek dink ons het die behoefte aan Bybel lees iewers te afgesterf. Miskien voel ons hierdie mense is ver van ons wêreld af, miskien voel ons dra nie meer disipelplakkies nie, en mans dra nie meer rokke in die openbaar nie. So ons verstaan nie eintlik wat hier aangaan nie. Dis te ver. Daar's ander bronne wat vir ons 'n nader waarheid het. Maar as ons vanaand wil praat oor hoe moet ek lewe, dan sê dit in die boodskapvertaling staan vers 9, hoe kan 'n jong mens leef soos wat U wil hê? En as ons glo God se plan is die beste en ons glo God het 'n droom vir ons lewens wat groter is as ons eie droom, dan sê dit. Hoe kan ek dit leef? Hoe kan ek leef soos wat die Here wil? En dan antwoord hy, as hy alles doen wat U sê. Vanaand vir mekaar sê, miskien moet ons vir 'n oomblik stil staan en wonder, hoekom moet ons Bybel lees? Hoekom moet hierdie ons hoofbron vir elke omstandigheid wees? En eintlik antwoord die woord homself. Jy's hier op aarde geplaas en die feit dat jy vanaand hier sit, sê vir my jy glo dit in elk geval. Om in 'n verhouding met God en met die wêreld te leef. Jy's hier vir binne verhouding. Dis waar in die vreugde van die lewe lê. Dit lê buite geen verhouding nie. Dit lê binne my verhouding met die Here en my verhouding met die persoon langs my, my naaste. En as ek wil weet hoe om in 'n verhouding so vertikaal of horisontaal te leef, sodat my lewe sal vrug dra en my lewe die moeite werd sal wees en eintlik ook lekker, moet ek hoor wat God sê oor my en oor my lewe, en dan moet ek dit gaan soek by die bron. Dit is ongelooflik dat ons het so baie vrae, en wanneer ons in die woord begin lees en leef, skielik
Hier staan dit. Wanneer het hierdie teks bygekom in die Bybel? It's amazing. Dat God sê, ons vra hierdie groot vraag en God sê, ek hoor jou, dis 'n baie belangrike vraag. Die antwoord is op jou bedkassie. Dis my wekker, ek moet seker wakker skrik. Dis die antwoord. Antwoord is by jou, in jou hand, in jou broeksak, op 'n app. Dat God vir ons die woord gegee het. En ons gaan in die volgende paar weke dalk 'n bietjie meer oor dit gesels. Maar die woord gegee het om vir ons genoeg te wees, om ons te help om hom te ken en om verhouding met hom te staan, om ons te lei in ons lewe vandag, is wonderwerk. Dis die wonder van die woord. Die probleem is ons ken nie die Bybel nie. Ons ken nie vir Paulus en vir Johannes en vir Maleagi nie. Ons ken vir Joyce en ons ken vir ek weet nie eers wie almal nie, vir Louis Giglio en vir Annie Stanley. Ons ken die wat oor die woord praat, maar ons ken nie eers die wat die woord self skryf nie, want dis baie moeite. God gee vir ons in Openbaring sy storie oor die eeue van die begin af met mense wat vir jou baie vertel van wie hy is. Hy gee vir jou in hierdie skat sy storie nie net van 'n pad wat hy met mense stap nie, maar 'n pad van hoe hy mens word om die mens te kom verlos. En Psalm 119, wat ons nooit lees nie, is amazing, want dit is vol van 'n jong man wat net dit ontdek. Die skat van die woord. En hy het nie die eerste 5 hoofstukke gehad. Hy het nie die wet gehad, wat nogals eintlik moeilik is om te lees. Hy het nie eers die goeie nuus hier aan die einde gehad. En dit het hom so amaze. Ons moet by ons bron uitkom, om die Here te leer ken, en om onsself te leer ken. Soos ons vanaand vir mekaar sê. Ons moet daar gaan soek vir elke vraag. Dis amazing in Johannes 1, die van julle wat al tot daar gelees het. Maar die heel eerste vers wat Johannes skryf, in die begin was die woord daar, die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God, alles het deur hom tot stand gekom, nie enkele dinge sonder hom geskep nie. En dan lees ons, die woord het vlees geword. Wie is die woord? Kom nou, is die regte antwoord altyd in die kerk? Wie is die woord? Jo, okay. Ek gaan weer probeer. Wie is die woord? Kom ons kry dit. Jesus. Met ander woorde, om in die skrif te wees, as ons dit verstaan, is nie net om iets van God te leer ken nie. Die oomblik wat ek in die skrif is en in die woord is ek in Jesus. Is ek besig om tyd met Christus, die bron, te spandeer. Is dit nie ongelooflik nie? Is dit nie scary hoe min ons in die woord is nie? Is dit dan nie scary dat die probleem vandag is, dat ons soveel vrae het en dat ons so verlore voel, maar ons ken nie ons bron en ons antwoord nie. Ons het 'n oop boek toets en toe vergeet ons die boek by die huis. Daai skielik. Want ons soek 'n quick fix. Ons glo enige mens wat enigiets oor die Bybel vir ons sê, want ons ken self nie die Bybel nie. En dit is makliker om te hoor wat iemand oor die Bybel sê as om self te gaan soek. So, hoekom lees ons die Bybel? Hoekom moet ons in die woord wees? Want dis waarin God vir ons sy geheimenisse, sy persoon en sy storie kom vertel. OK. So ons weet hoekom. Hoe? Is dalk die volgende vraag. Hoe moet ons in die woord wees? Gereeld, is dit 'n goeie antwoord. Een van die eerste dinge wat jy moet weet as jy Bybel lees en as jy met die Here in 'n verhouding is, dit verg dissipline en dit verg 'n bietjie elke dag oor 'n lang tyd. Wie van julle is al in 'n lang verhouding met jou ouers? Kom ons sê maar dit. Hoef my hierdie gaan morbid raak. Verhoudings vat dissipline, verhoudings vat werk, verhoudings het vreugde, baie. Maar dis 'n bietjie elke dag insit. Ons probleem is, ons wil die lewe, die dade, die wysheid hê, maar ons wil nie insit wat dit vat om die wysheid te hê nie. Dis dieselfde, ons is so geestelik en fisies. Ons wil die apps en die pecs en ek weet nie wat so goeders alles hê. Ons wil nie eintlik lekker reg eet nie en sou nie super baie van oefen nie. Weet julle hoe ryk word mense in Verimark met produkte van lê nou op die bank en kyk jou favourite seepie terwyl jy 'n six-pack kry, bla bla bla, vibrasie.
solank dit maklik is, want ons wil die produk hê. Dis wat die gesonde mense praat van die 70-30 beginsel. Ek verwys eintlik baie na dit, dat 70% van jou lyk is wat jy eet en 30% is wat jy oefen. Dis die praktiese gedeelte. Ons hou nie van daai odds nie. En met die woord werk dit presies so. Net soos wat as jy een dag verkeerd eet, jy nie noodwendig tensy op, jy weet, party meisies dink dit is so een sjokolade en ek sien hom hier al op my linkerheup, maar net omdat jy een keer verkeerd eet of een ete geskiep het, beteken nie, dit is katastrofies nie, maar elke dag verkeerde keuse en eventually eindig ek op 'n ander plek op. Jy sit vandag hier, jy's 20 jaar oud, ek weet nie hoeveel dae dit is nie, ek is nie goed in wiskunde nie, maar ek dink is 'n redelike paar dae wat beteken maal 3, dis 'n redelike paar etes. Kan jy elke ete onthou wat jy geëet het? Nee. Maar jy moes redelike paar geëet het, anders sou jy nie vandag hier gesit het nie. Soos 'n eerste jaar geval het in die AMV en OMB. Dis presies dieselfde beginsel. Jesus sê in Matteus 4:4, mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Dis dieselfde in ons geloof. Ons wil daai 30% van hoe ons geduld het en hoe ons lief het en hoe goed ons verander is en hoe ons dit regkry om te weet wat die Here wil hê. Ons wil dit hê, ons wil sulke lewens hê, maar ons wil nie die 70% van die input om my te kry om reg op te tree doen nie, want dis dissipline, dis harde werk en niemand sien gewoonlik as ek dit doen. Dis die moeilike deel. En wat gebeur? Ons het almal sulke maar Ethiopiese siele en geeste. Innerlik gaan dit eintlik nie goed met ons nie, want ons leef nie van die daaglikse brood nie. Elke dag die regte keuse, elke dag bietjie vir bietjie, op die ou end van die dag maak die verskil. So as jy by die bron wil wees, moet jy elke dag tyd maak. Tweede manier van hoe is ek in die woord, gaan oor my gesindheid. Wanneer jy hierdie Psalm gaan lees, en ek weet julle gaan, dan is dit interessant dat hierdie ou die hele tyd die woordjie leer my, woordjies gebruik. Leer my dit, leer my hoe, leer my van. Met 'n tipe attitude kom sit by die Here, nie met 'n bevestig my asseblief, of antwoord my. Nie eers 'n help my nie, 'n leer my. Ek kom na die Here toe en na sy woord toe om my te leer wie hy is, wie ek is, wat ek is, waar ek moet wees, hoe ek moet wees, ja, maar leer my Here, leer my. En dis 'n gesindheid waarna ek na die hele woord toe kom. Ons het sulke power verses wat ons like om te Google of op 'n koppie te sit of iewers te neer te skryf en dis amper soos 'n ek weet die Bybel lees is bietjie soos 'n lucky packet of 'n happy meal. So ek weet dis my daaglikse brood, so iewers te gaan iets van wees vandag. Ek gaan net oopslaan en is nie 'n nice happy meal hierdie nie, is nie heeltemal wat ek gehoop het om te kry nie. Hoopelik is dit môre beter. Dis ons Bybel lees. Jesus praat van daaglikse brood. Met ander woorde, hy praat van 'n journey en 'n verdieping in die woord wat nie oor een versie gaan nie, wat oor stories gaan. Wat beteken dat God homself openbaar in die geskiedenis en in die wet en in die dele wat jy dalk gedink het bietjie boring is. Dat jy dalk 3 hoofstukke gaan moet lees uit 'n boek soos Samuel uit en skielik iets van die Here gaan sien. Wat's dit weer? Dis tyd, dis dissipline, dis elke dag 'n bietjie verhouding bou. Ons doen nie dit nie. En ek dink nie dis omdat ons nie wil nie, ek dink dis omdat ons vergeet het hoe belangrik dit is. Derde manier van hoe, en daar's baie maniere van hoe jy gaan Bybel lees, en ek gaan nou iets oor dit sê, maar hierdie ou lees die Here se woord, en wat 'n mens by hom optel is, hy is amazed met dit. En die derde ding van hoe jy Bybel lees, het baie te doen met die attitude waarmee jy kom. Buiten vir die feit dat jy leerbaar moet wees, met 'n attitude van wat is dit hierdie wat ek in my hand het? Dis amazing. Hierdie ou skryf hierdie Psalm, en ek gaan sommer net 'n paar verse noem, jy moet hulle asseblief gaan soek. Hoor hoe praat hy oor die woord van God. Hoor gou wat se tipe woorde gebruik hy. Hy gebruik woorde so, ek verlustig my in die woord, ek vestig my hoop op die woord. Dis my troos, dit hou my op koers. Dis 'n lied, dit hou my aan u weg en aan die ek het baie lelik geskryf, aan u wee. Dit gee my insig. Dis aangenaam, dis 'n lamp, dis 'n skat.
Dis 'n bron van sekerheid. Dis wat die Bybel vir hom is. Dis nie iets om te doen net voor ek gaan slaap nie. Dis nie iets wat ek moet doen, anders kan ek nie vir iets vra nie. Dis wonderlike beelde, mooi, positiewe beelde wat hy gebruik. Is amazing. En die ding van die Bybel en van ons as mense is, ons moet mos maar met op grond van beelde werk en praat. Is dit nie so nie? Soos byvoorbeeld, sê nou maar hulle ontdek 'n nuwe vrug iewers in Suid-Amerika. En ek gaan eet hom nou. Gaan ek nou vir julle kom sê, hoe proe hy? Wat gaan ek nou sê? Julle weet nie, julle het hom nog nie geproe nie. So ek gaan dalk nou kom sê, "Joeg, maar proe nog as baie soos 'n kiwi." En dan gaan iemand anders wat saam met my was, toe ons dit geëet het, sê, "Nee man, dis soos 'n mango, pineappel, prikkelende gevoel op jou tong. Dis 'n wonderlike vrug." En dan gaan daar iemand anders dalk staan met 'n dik gesig wat allergies was. Ek weet nie, want dit is nie, hoe sal hulle geweet? Dis moeilik om te weet. Maar ons kan goed net aan iemand verduidelik op grond van wat reeds vir ons bekend is. En dis ons probleem om te dink oor God, maar ons gaan volgende week 'n bietjie oor godsbeeld praat. Dis 'n probleem wanneer ons dink oor God, maar dis ook ons probleem in die Bybel dat God in beelde oor gepraat word wat ons reeds ken. Maar dat hierdie man beelde gebruik wat in sy terme 'n skat, 'n lamp, dit was voor elektrisiteit. Wel vir ons vandag dalk 'n lamp weer, nê, die wonder van 'n kers op die regte tyd. Julle generators op die pik, so julle verstaan nie nou wat ek sê nie, maar dat hy beelde gebruik van goed wat vir hom kosbaar en waardevol was om iets van hierdie skat te openbaar. Vandag gebruik ons 'n beeld soos 'n App Store wat hy niks van sou verstaan nie. En wanneer ons in die woord is, weet ons, dis mense wat van God vir ons iets probeer vertel op grond van hulle ervaring met hom en leer ons iets van hom ken wat in onbekende situasies vandag vir ons weer iets waardevol en iets betekenisvol kan wees. Ons gaan nou in die selgroepe vir die volgende 6 weke, ons gaan volgende week 40 dae in die woord doen, wat ons vir 40 dae vir 6 weke, 6 Bybelstudies gaan doen oor hoe lees ek die Bybel? Hoe dink ek oor hierdie vergelykings? Hoe dink ek oor hierdie beelde? Wat se praktiese maniere is daar vir my om die Bybel te lees om dit vir my interessant en nuut elke keer te maak? So ek wil jou nooi, wees deel van dit. Volgende week gaan ons 'n uur en 'n half kursus hê, dis 'n once-off oor wat is dit hierdie? Hoe werk hierdie 66 boeke? Hoe moet ek hieroor dink? Hoe begin ek? Waar maak ek oop? Moet ek by 'n boek begin? Moet ek heel voor begin? Ek het al 1000 keer by Genesis begin, ek kan nie verby Numeri kom nie, dit is te moeilik. Elke keer teen Februarie hou ek op en ek begin weer Januarie. Hoe dink ek oor hierdie ding wat hier voor my lê? Dis belangrik. Dis belangrik om die Bybel te verstaan. En as dit vir jou belangrik is om verhouding met die Here te leef en is belangrik vir jou om te weet hoe om in hierdie lewe 'n vol gelukkige lewe te hê saam met die Here en saam met jou naaste, dan is dit iets wat jy moet ontdek. Hoe werk die App Store? Dis amazing vir my. Julle almal dalk is jy een van daai mense, maar ons almal ken iemand wat op 'n foon of op 'n iPad of wat ook al net, dis soos hulle gebruik hierdie ding so, wow, wat 'n foon het jy? Dis awesome. Hoe kry jy hierdie ding gedoen? Of jy weet, jy sien dalk hulle Facebook foto's dan dink jy, wow, wat 'n foon het jy? Daar's 'n app wat jou nogals mooi laat lyk. En dan dink jy, wow, jy het 'n super cool foon. Ek soek ook so 'n foon. Wat 'n foon het jy? Nee, ek het 'n Galaxy S6. Maar ek ook, my foon kan nie dit doen nie. O, kom ek wys jou, dis eintlik baie maklik. Play Store en skielik is dit hierdie skat van, wow, ek weet ek kan dit en dat en dis eintlik amazing. Eintlik is hierdie nie net iets waarmee ek my ma moet please kom nie. Eintlik kan ek 'n klomp goed hiermee doen. Eintlik kan ek dit baie goed gebruik. Hier's allerlei slim calculators op en hier's allerlei interessante dinge op en hier's allerlei goed vir genot hier op. Skielik ontsluit daar 'n wêreld. Skielik ontdek jy, maar hier is 'n bron van geleenthede en van toepassings wat my lewe net soveel gaan verbeter. En baie keer in die lewe is dit presies dieselfde. Mens sien so baie mense en emosioneel en geestelik kry hulle swaar. Sukkel om te connect, sukkel om 'n verhouding met die Here te leef, sukkel om 'n verhouding met mekaar te leef. Bring pyn en dom dinge oor hulle self omdat hulle nie weet wat is wys en wat is die regte ding om te doen nie. Leef met so 'n soeke en so gejaag na meer. En dit maak my so hartseer want ek dink, ja, maar jy kan soveel meer hê. En dit is daar by jou, 10-10-1 in jou hand. Jy moet dit net ontdek. Jy moet dit net ontsluit. Ek gaan afsluit met 'n quote. Hulle sê, keep on doing what you've been doing and you'll keep on getting what you've been getting. En as jy vanaand iets besef van daar's meer, en jy soek meer, jy wil vir niks minder as vir
God se standaard settle nie, dan moet jy saamstem met dit wat ons in vers 9 gelees het. As jy wil anders wees en wil anders leef en wil glo daar's meer, dan moet jy bereid wees om te begin doen wat dit vat. Hoe kan 'n jong mens so leef dat hy sy lewe nie mors nie? Hoe kan 'n jong mens so leef dat hy weet wat die regte ding om te doen en te sê? Deur om te hou by die woord van God. Amen. Here, dankie dat U vir ons Here 'n skat van ongekende waarde gegee het. Here, dat daar nie 'n prys is wat ons eers kan heg aan die waarde van die woord nie. Here, dankie dat die woord nie net 'n boek is nie, maar dat ons lees, die woord is die seën. Here, dankie dat wanneer ons hierdie boek oopmaak, ons nie net besig is om te lees nie, ons is besig om in interaksie te wees met U deur U seën en deur U Gees. Here, ons begin op 'n nuwe pad en ons begin met 'n nuwe reeks die kwartaal om iets van U te kom ontdek. Ek bid, Here, dat U vir ons elkeen 'n nuwe liefde en soeke na U woord en U wil sal gee. Here, mag ons ook so opgewonde wees, soos wat ons lees in die Psalm, oor U woord en oor U manier. Here, mag ons ophou om te gaan soek by die wêreld en ophou om te gaan soek by ander mense of by ander bronne en terugkom na U woord en na U toe. Here, ek bid vir die week, ek bid vir 'n nuwe semester wat begin. Ek bid vir besluite wat geneem moet word. Here, ek bid vir keuses wat gemaak moet word oor wie ons is en oor watse pad ons loop. Here, mag ons U bly soek in elke omstandigheid. Dankie, Here, dat ons met soveel gemoedsrus ons lewe in